goeiemiddag. Die een les wat ons vandag gaan doen oor die weekse werk, handel oor eksponente. Eerstens moet ons begin by die eksponentvorm en hoe word dit geskryf en waar kom eksponente dan nou vandaan. As jy na die volgende gaan kyk, gaan jy 'n getal kry, soos normaalweg is 7, maar ewe skielik gaan nou 'n getalletjie wat so klein geskryf is, soos hierdie 3, gaan nou so in die lug rondhang en dit word dan die eksponent genoem. As ons gaan kyk, hoe ek maar gewoonlik onderskeid tref, want ons gaan nou van die woord praat eksponent en ons gaan van die woord praat grondgetalle. En jy moet nou kan onderskeid tref wat sien word die eksponent en wat sien is die grondgetal. Nou hoe ek kan onthou tussen die twee is, ek dink altyd aan iemand wat daar in die ruimte rond sweef, sal ek definitief as 'n explorer beskou. So hy hang so in die lug rond. So die explorer is ons eksponent, die ding wat so in die lug rondhang. En dan die een wat op die lyntjie van jou boek geskryf sal wees, of dan met ander woorde, iemand wat op die grond sal staan, word dan die grondgetal genoem. En laastens, hierdie blokkie wat om dit getrek is, gaan definitief nooit vir jou geskryf word nie. Jy gaan dit so kry. 5, en dan sal daar byvoorbeeld dalk 'n 4 staan. Nou daai praat ons van die mag. So ons sal sê 5 tot die mag 4. En in die voorbeeld hiervoor is dit 7 tot die mag 3 dan nou. So dis hoekom ons van mag praat. Nooit gaan daar 'n blokkie omgetrek word nie. Dis maar net om te sê die koepeling saam word dan as 'n mag gepraat. So ons sal dan sê 5 tot die mag 4. Nou wat is nou die doel van eksponente? Wat beteken die 7 nou? Wat beteken die 3 nou? Nou eksponente sê vir ons, so daai 3 wat daar is 'n eksponent. Hy sê vir ons, dis hoeveel keer die grondgetal. So dis hoeveel keer die 7 met homself maal. So dan beteken dit nou eintlik hierdie 7 wat hierso staan, maal met homself. Die hoeveelheid keer wat die eksponent daarso is. So as jy nou na dit kyk, as die 7 tot die mag 3 dit beteken, is daar eintlik geensins 'n 3 in die som waarmee ek 'n berekening doen nie. Want 7 maal 3 se waarde is glad nie naaste by wat 7 maal 7 sal wees nie, en dit is al klaar 49, en dan 49 maal 7 se waarde. So eintlik is die eksponent glad nie die getalwaarde wat daar staan nie. Dit is hoeveel keer die grondgetal met homself maal. En dis hoekom ek hier onderop dit uitdruklik sê, en dit is nooit die grondgetal, so dit beteken 7 maal met die eksponent nie. So hier staan glad nie 7 maal 3 nie. Daar staan 7 maal met homself 1, 2, 3 keer. En dit is ook nie, ons doen nie hierso in 7's wat ons tel nie. Want as jy getel het 7, 14, 21, het jy eintlik 7 met 3 gemaal. So 7 maal 7 is 49 maal daai antwoord. Nou vir vandag, vir die eerste lesie, het ons glad nie nodig om eintlik 'n waarde te skryf nie. Ons gaan net dit so doen. Ons gaan net sê, 7 tot die mag 3 beteken 7 maal met homself 3 keer. En dit is 7 maal 7 maal 7. Nou jou eerste 2 vrae wat jy gewoonlik kry met eksponente, om seker te maak of jy dit mooi kan verstaan. So die eerste enetjie is, skryf in eksponentvorm of in magsvorm wat dieselfde beteken. Nou eksponentvorm of magsvorm beteken eintlik, skryf vir ons die vraag wat ek jou vra, so kort as moontlik. So as jy nou na die vraag gaan kyk, 3 maal 3 maal 3 maal 3 maal 3, is dit 'n verskriklike langdradige storieetjie. Ek vertel ook altyd, dat is amper asof as jy vir jou ma of vir jou vriendin 'n bietjie 'n storie vertel, en jy is besig om 'n bietjie uit te rek. So eintlik wil ons nie nou die uitgerekte storie van die som hoor nie. Ons wil so kort as moontlik gou die weergawe hoor. En hierdie vraagie wat hierso is, so kort as moontlik, kan dit eintlik geskryf word. Omdat almal dieselfde grondgetalletjie is, so almal is 3's, kan ons gaan en 1 3 skryf,
en sê maar hy maal met homself 1, 2, 3, 4, 5 keer en 'n klein eksponent van 5 gaan skryf. So die 3's wat met mekaar 5 keer gemaal het, beteken presies dieselfde in eksponentvorm. So ons het nou eintlik geleer dat as ek dit skryf, beteken dit presies dieselfde as dit. So 5 is dieselfde as dit en 3 plus 2 is dieselfde as dit. En daarom kan ons nou ook sê, hierdie eksponentvorm is dieselfde as daai vorm geskryf. Ons het niks antwoorde uitgewerk nie, ons het dit net in 'n ander vorm geskryf. Selfde met 2 plus 3 is dieselfde vorm as 3 plus 2. Ons het nie nou 'n antwoord bepaal nie, ons het dit net in 'n ander vorm geskryf. Soos ons nou gaan wys, 3 mal 3 mal 3 mal 3 mal 3 word dan geskryf as 3 tot die mag 5. Nog enetjie, 5 mal 5 mal 5 mal 5 kan dan geskryf word as, almal is dieselfde grondgetal, 'n 5, en hulle maal met mekaar 4 keer, so ons kan tot die mag 4 dan sê. Volgende is 4 mal 4, is weer dieselfde grondgetal, so ek kan skryf 4, en hy maal met homself 2 keer, so ek kan skryf tot die mag 2. 7 mal 7 mal 7 mal 7 mal 7, almal is 7, so ek kan 'n 7 skryf, en hy maal met homself 5 keer 'n klein 5 wat ons wil skryf. So dis glad nie 7 maal 5 nie, maar dis 7 wat met homself 5 keer maal. Volgende een is almal weer 5's, en hulle maal met mekaar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5e, so dis tot die mag 7. Maak dood seker dat jou eksponent 'n klein getalletjie bo in die lig is. Volgende een het nou ewe skielik alfabetletters. Nou die reël is hier, enige grondgetal kan met homself maal soveel keer moontlik, solank dit dieselfde grondgetal is. So in plaas van 3 mal 3 mal 3 mal 3, staan daar nou net A mal A mal A mal A. So ons gaan skryf en ons sê, dis 'n A, en hy maal met homself 1, 2, 3, 4 keer, so dis tot die mag 4. Hierdie een is nou weer 'n groter waarde van 'n getal net, 20, so ons gaan 'n grondgetal 20 skryf, en 20 maal met homself 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer, so dis tot die mag 6. Laaste enetjie is weer 'n alfabetletters, weer maak dit glad nie saak wat met mekaar maal nie, solank hulle dieselfde is, kan ek gaan, en ek kan hom gaan skryf, en dan tel ons net, hy maal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keer met homself, so dis tot die mag 8. Volgende is nou die teenoorgestelde vraag. Hulle vra skryf dit in uitgebreide vorm. Nou uitgebreide vorm is as iemand jou 'n storie wil vertel en jy sê bryf my uit en jy moet nog en nog en nog inligting gee. So die storie gaan definitief baie lank geskryf word. Soos byvoorbeeld, die vraag sê 5 tot die mag 3. Dan beteken dit 5 maal met homself 3 keer, en as ek hom so uitskryf, is dit die uitgebreide vorm waarin ek dit geskryf het. So ons het niks uitgewerk nie, ons het dit net of so kort as moontlik geskryf, is eksponentvorm, of so lank as moontlik, uitgebreide vorm. Volgende voorbeeld, 3 tot die mag 2, beteken dat 3 maal met homself 2 keer. 5 tot die mag 3, 5 maal met homself 3 keer. 7 tot die mag 4, 7 maal met homself 1, 2, 3, 4. 10 tot die mag 7, beteken 10 maal met homself 7 keer. 3,
4, 5, 6, 7 keer. A maal met homself 3 keer. Weer al is dit alfabetletter. Ons gaan net A skryf en hy maal met homself 3 keer. Volgende een sê X maal met homself 6 keer. So dis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan jy sien die verskil hoe ek 'n X ook maak? Om seker te maak 'n X lyk verseker nie soos 'n maalteken nie. En volgende een is 17 maal met homself 5 keer. So dis 1, 2, 3, 4, 5. Nadat ons weet hoe word die twee vorms geskryf, kan ons nou bietjie nader gaan aan, kom ons doen bietjie berekeninge nou. Nou die eerste berekeninge is wanneer ons praat van vierkantsgetalle, of volkome vierkante, of kwadrate. Nou kwadrate klink verskriklik baie snaaks, maar dit is eintlik maar net 'n ander woord vir vierkantsgetalle wat gebruik word hierso. Nou vierkantsgetalle het nie regtig met 'n prentjie te doen nie, maar net soos dat jou ma of jou pa jou naam gekies het, want dit het 'n betekenis dalk gehad van iemand af, of is 'n familienaam, is die werk wat ons nou gaan doen, se naam vierkantsgetalle, kom van die inligting van 'n vierkant af. Nou toe jy in graad 6 ook al geleer het om die oppervlakte van 'n vierkant uit te werk. So dit beteken hierso die binnekant van die vierkant wat ons wil uitwerk. Het jy vir jou geleer, dit is lengte maal breedte by 'n reghoek gewees. Vir 'n vierkant gaan ons nou eintlik die lengte wat hier is, gaan dieselfde lengte wees as wat hier gaan geskryf word. So in plaas van om twee verskillende alfabetletters te gebruik, gaan ons nie 'n B gebruik vir breedte nie. So ons gaan nie praat van lengte maal breedte nie, maar ons gaan praat van lengte maal lengte, want dit gaan dieselfde wees. So as ons die oppervlakte wil uitwerk en hierdie was 2 cm, sou hierdie ook 2 cm gewees het, en die oppervlakte sou gewees het 2 maal 2. As hy byvoorbeeld 3 cm was, sou die oppervlakte gewees het 3 maal 3. En laastens, as hy byvoorbeeld 5 cm was, het ons gesê die oppervlakte is 5 maal 5. Nou is jy veronderstel om op te lees, maar dit is wat ons nou net voorheen gedoen het by uitgebreide notasie. Dis dieselfde grondgetalle wat met mekaar maal, maar elke keer maal hierdie grondgetalle met mekaar 1, 2 keer. So nou kan ons eintlik maar sê, wat ook al die waarde is by my sketsie van my vierkant, as dit nou 'n 5 is, gaan dit 5 met homself 2 keer maal, so ek kan net sowel skryf 5 tot die mag 2. Of dit gaan 3 wees wat met homself maal, so ek kan net sowel skryf 3 tot die mag 2. Ek hoef nie 3 maal 3 te skryf nie. En dit is presies wat vierkantsgetalle is. Dis getalle wat met hulself 2 keer maal. Nie soos die ander voorbeelde dalk 5 keer, dalk 10 keer nie. Hierdie is spesifiek net 2 keer. So dan beteken dit gaan elke keer wees tot die mag 2 as ons goedjies gaan skryf. En omdat dit tot die mag 2 is, moet jy nou die volgende se antwoorde altyd uit jou kop uit ken en neerskryf. As jy kry 1 tot die mag 2, gaan jy weet 1 tot die mag 2 beteken glad nie dat dit is 1 maal 2 nie. Dit beteken 1 maal met homself 2 keer. 1, 2 keer. So as dit nou glad nie daai metode is nie, kan jy sien dat daar nie 'n 2 in die som is om 'n berekening mee te maak nie. Maar jou oog gaan 'n 2 sien. So jy moet vreeslik versigtig wees, want by hierdie eksponente gaan jou koppie vir jou sê 1 maal 2 en die antwoord is 2. En hierdie antwoord hier is nie 2 nie, maar 1. So dis amper by elke liewe een van hierdie 13 somme wat ek vir jou gaan wys, gaan jou kop vir jou 'n ander waarde gee as wat dit werklik is, want jou oog gaan die 2 sien
wat by die eksponent staan, en daar is nie 'n getalwaarde 2 nie. Daar is die grondgetal 2 keer wat met homself maal. So 1 tot die mag 2 beteken 1 maal met homself 2 keer, so dis 1 maal 1, en daai waarde is 'n 1. Volgende een is 2 tot die mag 2, wat beteken 2 maal met homself 2 keer, so dis 2 maal 2, en dit gee 4. 3 tot die mag 2 is nie 6 nie, want daar staan nie 3 maal 2 nie, daar staan 3 maal 3, en 3 maal 3 gee vir ons 9. 4 tot die mag 2 is nie 8 nie, daar staan 4 maal met homself 2 keer, so dis 4 maal 4, en dit gee vir ons 16. Pas op vir wat jy geleer het vroeër jare, dat ons in 4 stel, en dan dink jy dit is waar die waarde vandaan kom, daar is 2 keer. As jy 2 keer in 4 stel, beteken dit 4 maal met 'n 2, daar moet nie 'n 2 in die som wees nie, daar moet staan 4 maal met homself 4 keer, so dan is die antwoord 16 eintlik. 5 tot die mag 2 is nie 10 weer nie, want daar staan nie 'n 2 waarmee ons berekeninge gaan doen nie, daar staan eintlik 5 maal 5, en dit is 25. 2 tot die mag 6 is nie 12 nie, want daar staan weer nie 'n 2 waarmee ons berekeninge gaan doen nie, daar staan eintlik 6 maal 6, en dit gee vir ons 36. 7 tot die mag 2 is nie 14 nie, dis 7 maal 7, en dit gee vir ons 49. 8 tot die mag 2 is nie 16 nie, dis eintlik 8 maal 8, en dit gee vir ons 64. 9 tot die mag 2 is weer met jou oog nie die 2 sien nie, so dis nie 18 nie, maar 9 maal 9 wat 81 vir ons gee. 10 tot die mag 2 is nie 20 nie, maar 10 maal 10, en dit gee vir ons 100. 11 tot die mag 2 is 11 maal 11, en dit gee vir ons 121, en 12 tot die mag 2 is 12 maal 12, wat vir ons 144 gee. Hierdie is ons maaltafels wat ons geleer het van tevore. Al verskil is net, jou oog gaan elke keer die 2 by die eksponent sien, en dink ons moet met 2 maal, en is glad nie waarmee ons maal nie. Ons maal met die getal homself 2 keer. So jy moet verskriklik versigtig werk en stadig werk. Nog een, moet jy die 13 tot die mag 2 ook ken, waar 13 maal 13 is, en dit staan nie noodwendig as jou tafels ken nie, maar die waarde as ons hom gaan uitwerk is 169. Belangrik, van nou af moet jy weet 13 maal 13 is 169. Dis nou deel van jou kennisinligting wat jy altyd moet kan toepas. Nou, as ons nou na hierdie inligting kyk, gaan jy nou vir my die wiskundige sommetjies doen, en vereers gaan jy hierdie stap vir jouself skryf, soveel keer as wat dit nodig is, totdat jy kan op die einde van die dag agterkom, ek het nie meer hierdie stap nodig nie, want my brein het nou al geleer, daar staan nie 'n 2 vir 14 die waarde nie, daar staan 7 maal 7. So hierdie middelste stap gaan in 'n wiskundige som nie punte tel nie. Dis net 'n ander vorm waarin ons die eksponent geskryf het. Onthou weer met die vorige les, hierdie is eksponentvorm en hierdie is uitgebreide notasie dan. Hierdie agterkant is ons vierkantsgetalle wat ons kry. Daai is ons lys vierkantsgetalle of ons lys kwadrate. So as juffrou vir jou sou byvoorbeeld sê, sy gee vir jou 'n 100 kaart. Ek gaan nou 'n vinnige enetjie dalkie teken net. En jy moet inkleer al die vierkantsgetalle. Beteken dit getalle wat hulle met hulle self 2 keer maal en ons kry dan daai totaal is ons vierkantsgetal. So as ons nou net na hierdie kyk as voorbeeld. En ek kleur geel in. 1 maal 1 gee 1. 2 maal 2 gee 4, so dis 'n vierkantsgetal. 3 maal 3 gee 9, so dis 'n vierkantsgetal. Nie 1 tot die mag 2 nie, dis eksponentvorm, sy antwoord is 'n vierkantsgetal of 'n kwadraat.
En dis wat ek hierso vir jou wys, waantoe ons werk, nadat jy al die oefeningkies gedoen het, nadat jy blootstelling gekry het en herhaaldelik geoefen het, en jou brein nou al beter bekend is met wat hier eintlik staan, en nie 7x2 nie, kan jy hierdie middelste stap, wat ek nou uitgelaat het, kan jy met liefde uitlaat, en dit nie meer doen nie. Maar om dit in te oefen, moet ons eers daai middelste stap doen. Ons kyk gaan na die volgende. 3 tot die mag 2 beteken 3 maal met homself 2 keer. En daai waarde, want hier staan bereken, hier staan nie skryf in uitgebreide notasie nie, want dan het ons gestop waar ons was hierso. So as ons hom moet bereken, sal die waarde 9 wees. 7 tot die mag 2 beteken 7 maal met homself 2 keer, en 7 maal 7 is nie 14 nie, maar 49. 9 tot die mag 2 is 9 maal 9, is nie 18 nie, maar 81. 13 tot die mag 2 beteken 13 maal 13, en dis nie 26 nie, maar 169. Onthou ek dan volgorde van bewerking, want nou gaan ons sommetjies doen met hakkies, maal en deel, plus en minus, maar daar is dan nou eksponente ook deel van die sommetjies. So om te weet wat ons eerste gaan volg, gaan kyk vir my waar die eksponent staan en maak 'n keuse. Jy gaan nou sien as ons die voorbeeld sommetjies doen. Partykeer moet ons die eksponent eerste uitwerk, partykeer moet ons nie. En dit is ongelukkig nie 'n goue reël wanneer ons hom eerste uitwerk nie. Jy moet na die som kyk, en dan as ons na die som kyk en uitredeneer, gaan jy sien, hulle vereis dalk eers plus, of nie, hulle vereis eers eksponent. Dan is dit ons hakkies soos ons ken, ons maal en deel, en ons plus en minus. Onthou by maal en deel, maal het nie voordeel gekom nie, dis maar net 'n manier hoe ons maklik praat. As daar 'n som, 'n maal en 'n deel is, doen jy die een wat links eerste staan, baie belangrik, nie die maal eerste nie, die een wat links eerste getik is in die som. En dieselfde met plus en minus. Dis nie dat plus voor minus moet kom nie, jy doen wat links in die som eerste getik is, as daar 'n plus en 'n minus is. As jy na die volgende som kyk nou, bestaan hy nou uit 'n negatief, so hy moet geminus word, en uit eksponente uit. Maar as ons nou na die vraagie kyk, staan hier 'n antwoord, wat ons moet bepaal, minus die ding. Maar hier staan nie 'n 8 as waarde nie. Daai wat ek omkring het, sy antwoord is nie 8 nie. En hierdie se antwoord is ook nie 3 nie. So ons kan nie minus nie, want links staan nie 8 as antwoord en regs staan nie 3 as antwoord nie. So ons moet eers links uitwerk wat 8 maal 8 beteken, en ons moet eers regs uitwerk wat 3 maal 3 beteken. En dan 8 maal 8 is 64 en 3 maal 3 is 9. En nou kan ons eers nie aftrek, want ons weet wat die linkerkantste getalwaarde is, en ons weet wat die regterkantste getalwaarde is. So as ons 9 hier aftrek, kry ons 'n totaal van 55. Volgende een, kan jy sien ons hy anderste getik, al is die getalle anderste, maak dit nie soveel saak nie. Wat saak maak is, hier's nou hakkies, en buitekant die hakkie is die eksponent. En omdat hy buitekant die hakkie is, beteken dit, hy wil die totaal in die hakkie hê, en dit moet tot die mag 2 wees. En omdat ons die totaal wil vind in die hakkie, gaan ons voorkeur wees om eers te plus, en dan gee die waarde vir ons 5. Nou kan ons weer hakkies plaas, tot die mag 2, of jy kon dit sonder die hakkie gelos het, want nog steeds gaan dit vir my dieselfde antwoord gee. Hierdie kant gaan wees die hakkie maal met homself 2 keer, so dis 5 maal 5, en dit gee 25. En hierdie kant beteken ook 5 maal met homself 2 keer, so dit gee 25. So die hakkie sou nie nou hier saak gemaak het as hy daar is of nie is nie. Bereken die volgende en toon al jou stappe. Belangrik, al jou stappe moet niks berekening in jou kop doen nie.
So ons gaan die volgende een weer kyk. Ons het nodig om hierdie antwoord te bepaal en daai antwoord te bepaal en dan eers te plus. Want links staan nie 'n waarde van 5 nie. Daar staan 5 tot die mag 2. En 5 tot die mag 2 beteken 5 maal 5. En daai waarde is eintlik 25. So ons kon nie sê 5 plus 8 nie. Want 8 tot die mag 2 beteken 8 maal 8. En 8 maal 8 is 64. So nooit kon ons sê 5 plus 8 is gelyk aan 13 en dit tot die mag 2 uitgewerk het nie. Want daar was nie 'n getalwaarde van 5 en 8 nie. Daar was 'n grondgetal 5 en 'n grondgetal 8. Maar die waarde was eintlik 25 links en 64 regs. So as ek hom gou weer gaan oordoen daarso, gaan ons sê 5 tot die mag 2 is 5 maal 5 en 8 tot die mag 2 is 8 maal 8. En 5 maal 5 gee 25, 8 maal 8 gee 64 en dit gee vir ons 'n totaal van 89. Hierso is die eksponent weer buitekant die hakkie, so ons gaan weer 'n totaal binnekant moet vind en daai totaal sal tot die mag 2 wees. So binnekant vind ek 'n totaal van 3. Dit is tot die mag 2. Ek mag my hakkies plaas as ek wil. Dit gaan nie 'n invloed hê nie. My volgende stap sê dit dan nou, hakkie moet maal met dieselfde hakkie. En dieselfde hakkies het al twee dan 3's in. En 3 maal 3 gee dan 9. Volgende is weer, in die hakkie is dan nou net 'n maalteken. So ons moet in die hakkie 'n totaal kry van 10. En dit is tot die mag 2. Tot die mag 2 beteken nie 20 nie. Beteken eintlik 10 maal met homself 2 keer. En 10 maal 10 is 100. Nou gaan ons oor na die volgende een. Nadat ons vierkantsgetalle gedoen het, kwadrate gedoen het en jy het 'n hele paar geoefen, kom jy agter in hierdie roetine. Dis regtig nie so moeilik nie. Dis maar net inoefen en jou oog moet nie raak sien eintlik dat daar tot die mag 2 staan nie. Derde magsgetalle beteken nou eintlik hy maal met homself 3 keer. En hy gaan tot die mag 3 dan wees. By hom het ons nie 13 wat jy moet ken nie, by hom moet jy 6 ken. Jy moet weet wat 1 tot die mag 3 se waarde is. Nou, voordat jy dit nou weer sien, jou oog sien 'n 3, so dit beteken, jy wil met 'n 3 maal, en daar staan nie 1 maal 3 nie. Daar staan 1 maal met homself 3 keer, so dis 1 maal 1 maal 1, en daai waarde is 1, nie 3 nie. 2 tot die mag 3 is nie 6 nie, want dit beteken 2 maal met homself 3 keer. So 2 maal 2 is 4 en 4 maal die volgende 2 geef my dan 8. So baie versigtig, dis nie 2, 4, 6 nie. 2, 4, 6 het beteken 2 het gemaal met 3 en dis nie wat ons nou uitwerk nie. Ons wil so sommetjie uitwerk. Jy sal eers hierdie waarde kry en die antwoord moet nog maal met die derde 2 wat daar staan en dit gee dan 8 vir ons. 3 tot die mag 3 is nie 9 nie, want ons tel nie in 3's 3, 6, 9 nie, dis maaltafels. Ons is besig met 3 maal 3 wat 9 is en dan maal met die 3 wat agter is en dit gee 27. 4 tot die mag 3 is nie 12 nie, dis eintlik 4 maal 4 en dit is 16 en dan maal met daai agterste 4 geef ons 'n totaal van 64. Van hierdie tafels gaan nou vir jou 'n bietjie ingewikkeld wees en jy gaan voel, jy's maar ek ken dit vinnig en jy ken dit nog nie. Ek het dit al so baie gedoen want ek ken dit met my kop uit en dis hoekom hier bo staan, ken die volgende. So gaan doen die moeite en gaan skryf hierdie een
20 of 30 keer uit alleen. Dan hierdie een 20 of 30 keer uit. En dan die volgende een. Hoe meer jy kan uitskryf, hoe meer memoriseer jy dit. En jou oog raak gewoond aan dat daar 'n 3 kan staan, maar ons doen nie 'n berekening met die getal 3 nie. Ons doen met 3 eens wat daar is. So ek wil regtig aanraai, gaan skryf uit soveel as moontlik keer wat jy kan. En moet doen een op 'n slag. Skryf daai een 20 keer uit, dan beweeg jy eers na die volgende een toe en skryf hom uit. Moenie gaan en alles uitskryf nie. Moet ook in jouself blif en dit doen nie. En dan 'n stukkie wil uitskryf nie. Jy is regtig net besig om jou tyd te mors, om ordentlik wiskunde te memoriseer, moet jy gaan en dit doen. 1 maal 1 maal 1 is 1. 1 tot die mag 3 is 1 maal 1 maal 1 is 1. 20 tot 30 tot 40 keer. Tot jy hom uit jou kop uit ken. Dan gaan jy eers oor na die volgende een toe. Dan moet jy 5 tot die mag 3 ook ken, wat nie 15 is nie, maar 5 maal 5 maal 5. 5 maal 5 weet ons is 25. En as ons 25 met 5 maal, kry ons die waarde 125 dan. 10 tot die mag 3 is nie 30 nie, maar 10 maal 10 is 100, maal nog 'n 10, gee dan vir ons 'n 1000 wat ons mee gaan uitwerk dan nou. Weer kan ons weer vir jou sê, die hoofdoel is om van die eksponentvorm na die derde magsgetal te gaan. Eksponentvorm na die derde magsgetal. Hierdie stap tussenin tel nie punte nie, maar in die begin moet jy hom vir jouself skryf, sodat jou oog net kan sien, ons maal nie met die getal 3 nie. Jy gaan nog baie berekeningsfoute maak, omdat jou oog die 3 sien. So die beste raad is, om dit eers uit te skryf, hierdie wat in die middel was, totdat jy nou al weet, dat 5 tot die mag 3 is nie 5 nie, jy weet is 125. As ons die volgende gaan bereik, 3 tot die mag 3, beteken 3 maal 3 wat 9 is. 9 maal 3 gee vir my 27. 5 tot die mag 3 is 5 maal 5 wat 25 is. En 25 maal met die volgende 5 gee 125. 10 tot die mag 3 is 10 maal 10 wat 100 is, maal 10 wat 1000 gee. 4 tot die mag 3, 4 maal 4, wat 16 is. Ekskuus. 4 maal 4 wat 16 is, maal 4 wat 64 is. Onthou ook, dat as die grondgetal so geskryf word met 'n eksponent, beteken dit die grondgetal maal met homself 3 keer. In hakies is presies dieselfde. Dis net die 3 hakies moet presies dieselfde lyk, en dit gee vir ons tog ook dieselfde waarde. So met die hakie of sonder die hakie vir graad 7 maak nie saak nie. As jy graad 8 en graad 9 toe gaan, en ons werk op 'n later stadium met negatiewe getalle, dan maak dit saak. Maar huidiglik, met hierdie getalle, maak dit glad nie saak nie. Onthou weer volgorde van bewerking. Ons fokus eers op die eksponent en besluit of ons hom eers te doen of later. Ons doen hakies daarna eerste, maal en deel en plus en minus. In hierdie geval weer, kan ek nie sê 5 minus 5 nie, want die getalwaarde links van die minus is nie 5 nie, en die getalwaarde regs van die minus is nie 5 nie. Links van die minus is die waarde eintlik 5 maal 5, wat 25 is, maal 5, minus 5 maal 5. En 5 maal 5 is 25, maal 5 is 125, en 5 maal 5 is 25. En nou kan ons aftrek, van die linkerkantste waarde en die regterkantste waarde het ons bepaal. En dit gee vir ons 100. In 'n toets kry jy punte vir jou eksponente se waardes wat jy bepaal het, en dan vir die totaal wat jy bepaal het as ons aftrek. Volgende enetjie, gaan ons eers in die hakie totaal moet kry, so 2 plus 2 gee vir ons 4 tot die mag 3,
4 tot die mag 3 beteken 4 maal 4 wat 16 is, maal 4 wat 64 is. Punte vir die totaal van die hakie en dan die totaal van die eksponentse waarde. Hy tel nie punte nie, maar ons oog help ons dat ons nie die verkeerde waarde sê nie. So ons die volgende gaan bereken in ons stappe moet toon. Eerste enetjie, 2 tot die mag 3. Ek gaan nou dit begin. Ek gaan praat, maar ek gaan nie meer skryf die lang metode nie. 2 tot die mag 3 beteken 2 maal 2 wat 4 is, maal 2 wat dan 8 is. 1 tot die mag 3 is 1 maal 1 wat 1 is, maal 1 wat 1 bly. Uitsondering daarso. 1 tot die mag enige iets beteken 1 maal 1 wat 1 is, maal 1 skies wat 1 is, maal 1 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 wat 1 is. So 1 kan met homself hier bo, maal soveel keer wat hy wil. Die antwoord bly 1 van 'n waarde. So dan kry ons 8 plus 1 is dan 9. Eksponent se waarde plus die totaal. 5 tot die mag 3 is 5 maal 5 wat 25 is, maal 5 wat 125 is, en 4 tot die mag 3 is 4 maal 4 wat 16 is, maal 4 wat 64 is. En as ons dit nou aftrek, kry ons, skies. 61. Punte, eksponentse waarde en dan eers minus. In die hakies gaan ons nou eers die totaal kry, want die hakie is tot die mag 3, so in die hakie kry ons 3, en dit is tot die mag 3. En 3 tot die mag 3 beteken, 3 maal 3 is 9, en 9 maal 3 is 27. Punt vir die hakie se totaal, punt vir jou antwoord. Nou, blokhakies moet jy nie verskrik nie. 'n Blokhakie laat net die verwarring tussen ronde hakies wat nog in die som is, nie die mekaar word nie. Want hierdie twee ronde hakies langs mekaar kan verwarrend wees wanneer begin met watse een. En wanneer ons die een 'n blokhakie maak, is dit net vir ons duideliker waar die een begin en waar die ander een eindig. So hier begin en eindig die ander een, en dan binnekant is daai twee saam. As ons nou na die vraagie kyk, staan hier sodat die blokhakie is tot die mag 3. So ons wil die groot totaal binne die blokhakie probeer bepaal, maar voordat ek die groot totaal kan bepaal, moet ek hierdie antwoord hê om te kan minus 4. So ek gaan my blokhakie copy en paste. Ek gaan die ronde hakie se totaal kry 10 gedeel deur 2 is dan 5, en dan gaan ek die minus 4 ook copy en paste, want ek kon nog nie verder geminus het nie, ek moes eers die 5 skryf. Dan 5 minus 4 is 1 in die blokhakie, ek kan hom in hakies los of nie, maar die hakie se antwoord moet tot die mag 3 wees. En 1 maal 1 is 1, maal 1 bly 1. Punte is die deelantwoord, die aftrek antwoord in die blokhakie en dan tot die mag 3 se antwoord. Gemengde eksponente, soos ons nou al reeds bietjie gedoen het, is wanneer daar nou tot die mag 3 en tot die mag 2 gaan wees. Onthou weer, fokus op jou eksponent en besluit of ons hom eers te doen of bietjie later. Kyk dan vir hakies, maal en deel, plus en minus. As jy kyk, is hy al klaar bietjie meer ingewikkeld, omdat hy nou 'n plus en 'n deelteken het. Tussen die plus en die deelteken moet ons eers deel doen. Maar as ons nou die sommetjie gaan mooi volg, staan hierso dat hierdie antwoord moet gedeel word met daai antwoord. Ons het nie een van daai antwoorde alreeds nie. So nou kan ek gaan en ek gaan gou bepaal wat die eksponentse waardes daarso is. So aan die linkerkant het ons nou 4 tot die mag 2 wat moet geplus word met die antwoord wat ons nog nie het nie. Nou ek mag 4 tot die mag 2 gaan skryf as 4 maal 4 is 16. Al het ek eers wat ek deel moet doen, want hierdie 16 kan in elk geval nog nie plus nie. So ek gaan in elk geval bietjie later ergens 4 tot die mag 2 uitwerk.
So jy mag hom net sowel nou al doen. Solank ek net nie 16 al geplus het in my kop met 'n ander waarde nie. Juffrou moet die 16 sien om vir jou punte kan gee vir die eksponent. Dan moet ek 5 tot die mag 3 se eksponent uitwerk, en 5 maal 5 is 25, en 25 maal 5 is 125. Dan moet ek deel met 5 tot die mag 2, wat nie 10 is nie, maar 5 maal 5, en 5 maal 5 is 25. So jy gaan 'n punt kry vir die elke eksponent wat jy bepaal het, want ons het nog nie geplus en ons het nog nie gedeel nie. As ek geplus het in my kop ook, dan was dit verkeerd. Maar solank ek net alles gekopie en paste het en net die eksponente se waarde bepaal het, sal jy jou volle punte kry. Volgende stap, kan ek nog nie plus nie, want die 16 moet plus met die deel antwoord. En 125 gedeel deur 25 gee vir my die waarde van 5. So nou sal jy 'n punt kry vir jou deelstap wat jy eers gedoen het, en die 16 plus teken het jy gekopie en paste voor aan jou som. Nou kan ons gaan en sê 16 plus 5 is 21, en jou laaste punt is vir jou laaste stap, jy het geplus of jy het geminus. Volgende een lyk omtrent presies dieselfde. Ons wil hier graag deel, maar omdat ek hierdie waarde kan bepaal, 5 maal 5 is 25, en ek gaan nog niks plus of minus nie, sal ek nie punte verloor nie. 3 tot die mag 3 beteken 3 maal 3 is 9, en 9 maal 3 gee vir my 27. En dan gedeel deur 3 tot die mag 2 wat nie 6 is nie, want daar staan nie 'n 2 waarmee ek gaan bereken nie. Ek gaan sê 3 maal 3 en dit gee 9. Puntjies weer, eksponent bepaal, eksponent bepaal, eksponent bepaal. Nou gaan ek en ek kan nie plus nie, want tussen my plus opsie hierso en my deel opsie moet ek eers deel doen. So ek gaan sê 27 gedeel deur 9 3 keer. Punt vir jou deelstap. En dan laastens gaan ons dan plus en ons kry laaste puntjie vir ons plusstap. Hier het ons nou hakies in die sommetjie wat ingekom het, so as ek gaan verduidelik vir myself wat doen hy, hierso staan hierdie antwoord moet dan deel met daai waarde. In die hakie weet ons nog glad nie wat die waarde totaal is nie, so ons gaan eers hierdie skryf, 7 tot die mag 2 is nie 14 nie, maar 7 maal 7 wat 49 is, en 1 tot die mag 3 is nie 3 nie, is 1 maal 1 wat 1 is, maal 1 wat 1 is. Dan gedeel deur, en ons gaan nie deel deur 5 nie, ons gaan deel deur 5 tot die mag 2, wat beteken 5 maal 5, en dit is 25. Skryf weer 'n punt vir elke eksponent wat ons bepaal het. As jy mooi kyk, het ek presies die vraag daarbo, presies oorgeskryf. Ek het nou net 5 tot die mag 2 in 'n ander vorm geskryf. Want ek wil weer herhaal, 3 tot die mag 2 is presies dieselfde as dit, en ook presies dieselfde as dit. So hier staan 9 eintlik, hier staan 9, en hier staan 9. 9 staan net nie in die getal as 9 nie, maar dit staan in die waarde van 9. En hier presies dieselfde. So elke een van hulle beteken presies dieselfde waarde. Dis net in verskillende vorms geskryf. Ek kan amper sê, hierdie is in antwoordvorm, hierdie is in uitgebreide vorm, en hierdie is in eksponentvorm geskryf. So, ons het niks aan hierdie som verander nie. Ons het net die vorm gekies wat vir ons beter is, en dit was nou die antwoordvorm, in plaas van uitgebreid of eksponentvorm. Ek gaan weer uitvee. Ekskuus, ek gaan weer skoonmaak en weer skryf. So dit gee 49 is 1 gedeel deur 25.
Nou moet ek nog steeds die hakies se totaal eers bepaal, wat 50 is, en dan gaan ek die gedeel deur 25 copy en paste, om nog steeds net te sê, ons wil nog deel met 25. En dan 50 gedeel deur 25 is 2. Hierdie punt is vir die hakies se totaal, hierdie punt is vir die gedeel deur. Nou het ons weer die 3 tot die mag 2 plus, en dan moet ons daai hakies se waarde bepaal. Ons kan nog nie daai totale kry nie, so wat ons gaan doen is, eksponent 3 mal 3 is 9, dan die hakkie is nie 16 nie, maar 8 mal 8 is 64, gedeel deur 4 tot die mag 3 is 4 mal 4 is 16, mal 4 is 64. Nou kan ek die voorkant copy en paste, en ek kan in die hakkie 'n waarde kry. En 64 gedeel deur 64 gee 1. En 9 plus 1 is 10. So ons punte, eksponent se totaal, eksponent se totaal, eksponent se totaal. Dan die hakkie se deelantwoord en die plus antwoord. Hier staan nou 2 tot die mag 2 teen 'n hakkie. En wiskundig teen 'n hakkie beteken dit dat daai antwoord 2 tot die mag 2, wat 2 mal 2 is, en wat 4 gee, gaan maal met wat die totaal in die hakkie sou vorm. Ons weet nog glad nie wat die totaal is nie, so ons gaan eers die voorste 1 skryf, plus, en nou moet die antwoord wees vir 6 tot die mag 2, wat deel deur 2. So 6 tot die mag 2 is 6 mal 6, so dis nie 12 nie, maar 36, en gedeel deur 2 copy en paste ek. Gaan nog steeds die 4 voor copy en paste, ons weet nog nie wat die antwoord is nie. 1 gaan ek nog steeds copy en paste, want 36 moet eers deur 2 deel, en dit gee vir my 18. Dan gaan ek nog steeds die 4 copy en paste, en in die hakkie is 1 plus 18, 19. Nou wat hier belangrik is ek moes weer die hakkie geskryf het. Anders het ons geskryf 4, 1, 9, en nêrens het ons weer aangetoon dat die 4 met die 19 moet maal nie, en ewe skielik is die antwoord 419. So ons moet nou eers weer 'n hakkie skryf, om te sê 4 moet met 19 maal, en 4 maal 19 in jou kop, eers 4 maal 9, gee vir my 36, 4 maal die 10 voor, is 40 plus die 30 gee 70. Punte, eksponent, deel, plus, maal met wat voor die hakkie staan. Volgende enetjie, blokhakkies is maar net wat hulle by mekaar gevoeg word also. So voor in die blokhakkies staan 9 tot die mag 2, wat nie 18 is nie, maar 9 maal 9, wat vir ons 81 gee. Plus, ronde hakkie, moet ons daai hele totaal kry, maar ons kan nog nie. So 3 maal 3 maal 3 is 3 tot die mag 3, is 3 maal 3 is 9, 9 maal 3 gee 27. Gedeel deur 3 tot die mag 2 is 3 maal 3 gee 9. Ekskuus. Dan het ons weer 81. Ek het baie lekker wil skryf. Plus, die ronde hakkie se antwoord is 27 gedeel deur 9. Dit gee vir ons 3. En dan 81 plus 3 gee vir ons 84. So punte, eksponent, deel, plus. En daar is hy. So regtig waar ek vir jou regtig vra, gaan doen die moeite om daai eerste 13 rooi vragies wat ek gedoen het, en dan die volgende 6 blauwes uit te gaan skryf, 1 vir 1, soveel keer moontlik, tot jy in jou kop het kan oor en oor kry, en weet, in die som staan nie 'n 2 waarmee ek gaan bereken nie, want jou kop gaan vir jou sê, as jy dit sien, gaan hy vir jou eers sê 18, want jy het vir 6 jaar lank, het jy jou maaltafels geleer met maal 2, so die eerste instink wat jou kop gaan sê, is 18. Jy moet nou vir hom leer, daar's nog 'n opsie, want eintlik wat my oog sien, is nie die berekening in die wiskundesom nie.